Welkom by vandag se Simple Science potgooi. As jy in graad 12 is en fisiese wetenskappe aanpak, dan is hierdie gesprek vir jou bedoel. Vandag gesels ons oor elektriese stroombane. Is nogal 'n groot deel van die werk, né? Veral vir daai NSS-eksamen. Presies, ja. Ons gaan 'n bietjie kyk hoe die hoofidees, jy weet, soos spanning, stroom, weerstand en hoe batterye nou eintlik werk, hoe dit alles aan mekaar haak. Die idee is nie net definisies opnoem nie, maar om jou te help sien hoe een ding na die volgende lei, sodat jy daai stroombaan vra, wel, met meer gemak kan aanpak. Reg, so kom ons begin by die heel basiese. Vir elektrisiteit om te kan vloei, kort jy 'n paar goed. 'n Energiebron, sê nou maar 'n battery. Ja, 'n battery of kragbron. En dan 'n volledige pad, 'n ononderbroke sirkel vir die lading om te volg. Dis die stroombaan. En daai konvensie, né? Stroom vloei van plus na minus buite die battery. Dis reg. En in daai stroombaan is daar 3, hoe sal ek sê, hoofspelers. Nommer 1, potensiaalverskil. Ons meet dit in volt. Dik daarin as die energieverskil per ladingseenheid tussen 2 punte. So dis die stoot of die druk wat die lading kry. Ja, of die energie wat die lading verloor as dit deur 'n ding soos 'n gloeilamp gaan. Jy meet dit altyd oor 'n komponent, jy weet, parallel met 'n voltmeter. OK, die energiedruk. En die vloei self, wat van dit? Dis stroom, gemeet in ampère. Dit sê net hoe vinnig die lading vloei. Hoeveel lading elke sekonde by 'n punt verbygaan. En om dit te meet, sit jy jou ammeter in die stroom se pad. Jy meet in serie al die stroom moet daardeur. En die derde een, weerstand, in oom. Dit klink soos iets wat dinge moeilik maak. Jy's heeltemal reg. Weerstand is enige iets wat die stroomvloei teenstaan of bemoeilik. Dink aan 'n baie dun waterpyp teenoor 'n dik een. Maak sin. Ja, die soort materiaal maak 'n verskil. Hoe lank die draad is, hoe dik hy is, en temperatuur speel ook 'n rol. Gewoonlik warmer beteken meer weerstand. So, ons het nou hierdie 3. Potensiaalverskil vir stroom en weerstand r. Hoe werk hulle saam? Ek neem aan, dis waar Ohm se wet nou in die prentjie kom. Jep. Vir baie materiale, ons noem hulle ohmiese geleiers, is daar 'n mooi direkte verhouding. As jy die spanning verdubbel, dan verdubbel die stroom ook. Solank, en dis belangrik, solank die temperatuur nie verander nie. OK. En die verhouding, W gedeel deur U, gee jou daai konstante weerstand R. Maar, en dis 'n groot maar, nie alles werk so nie. Vat nou 'n ou gloeilamp. Soos hy warm word, verander sy weerstand. Ag ja, natuurlik. So hy's nie ohmies. Presies. Nie ohmies. Goed om te onthou. Definitief. Nou, dinge raak seker bietjie anders as ons komponente op verskillende maniere koppel. Sê nou ons pak 'n paar resistors so agter mekaar in die stroombaan. Ja, dis 'n seriebaan. Die hoofding hier, die stroom is oral dieselfde. Daar's net een pad vir hom om te volg. OK, een pad. En die totale weerstand, dis maklik. Jy tel net al die individuele weerstande bymekaar. So die totale weerstand word groter en die spanning van die battery word opgedeel tussen die resistors. Goed. En as dan nou takke is, sodat die stroom kan kies watter pad om te gaan. Dis parallel, né? Dis parallel, ja. En dinge werk anders daar. Hier is die spanning, die potensiaalverskil oor elke tak dieselfde, want hulle is almal aan dieselfde 2 punte gekoppel. Reg, dieselfde spanning, maar die stroom. Die totale stroom verdeel tussen die takke. En meer stroom gaan natuurlik deur die tak met die minste weerstand. En hier's 'n interessante ding. Die totale weerstand van al daai parallelle takke saam is altyd minder as die kleinste enkele weerstand in enige tak. Hoekom is dit? Wel, jy gee die stroom meer paaie om te volg. So algeheel gesien is dit makliker vir die stroom om deur daai deel van die kring te kom. Ek sien, ja. Meer paaie, minder totale weerstand. Dit maak sin. Maar wat van die battery self? Ons hoor altyd van MK en interne weerstand. Ek het altyd gedink 'n battery gee net 'n vaste spanning. Amper, maar nie heeltemal nie. Die MK, of elektromotoriese krag, snaakse naam, né? Dis die battery se maksimum moontlike spanning. Dis wat jy sou meet as daar geen stroom vloei nie. Dis die ideale spanning. OK, die maksimum. Maar alle regte batterye het 'n bietjie weerstand binne in hulle self. Ons noem dit interne weerstand, kleinletter R.
Sodra jy stroom begin trek, moet daai stroom ook deur hierdie interne weerstand gaan. En daarvoor is 'n bietjie energie nodig. Aha, so die spanning wat ek actually buite meet, oor die res van die stroombaan wat ons die terminaalspanning noem, is gewoonlik 'n bietjie laer as daai EMK wat op die battery geskryf staan. Presies. Daai verskil is die sogenaamde verlore volts. Dis nie regtig verlore nie. Dis net die spanning wat gebruik word om die stroom deur die battery se eie interne weerstand te stoot. So jy kan dink EMK is gelyk aan die eksterne spanning plus hierdie verlore volts binne-in. So die interne weerstand is amper soos 'n klein resistortjie wat in serie gekoppel is, maar hy's binne in die battery weggesteek. Dis 'n baie goeie manier om daaraan te dink, ja. Dit help met berekeninge ook. Goed, dit klaar die batteryding op. Laastens, drywing. P. Gemeet in watt. Dis hoe vinnig energie gebruik word, nê? En dit bepaal hoe helder 'n gloeilamp skyn. Dis hy. Drywing is die tempo van energieoordrag. En daar's 'n paar formules. Jy weet, P is V mal I, of P is I kwadraat mal R, of P is V kwadraat oor R. Jy gebruik maar die een wat pas by die inligting wat jy het. En hoe werk dit in serie en parallel? Interessant genoeg, in serie sal die resistor met die hoogste weerstand die meeste drywing gebruik, of die helderste skyn as dit 'n gloeilamp is. Maar in parallel is dit andersom. Die een met die laagste weerstand trek die meeste stroom, want V is dieselfde, en gebruik dus die meeste drywing. Ja. Dis seker ook om al die ligte in my huis, wat parallel is, min of meer ewe helder is en nie een dowwer word as ek nog een aansit nie. Presies daai. En onthou, kilowattuur vir Eskom se rekening. Dis net drywing in kilowatt, maal die tyd in ure. Heel prakties. Baie prakties, ja. Nou, so die NSS-eksamen wat voorlê, is daar enige algemene foute, jy weet slaggate waarvoor leerders moet ligloop? O ja, definitief. 'n Groot een is om MK en terminaalspanning deurmekaar te krap. Onthou daai interne weerstand en die verlore volts. Reg. Maak seker jy weet watter reëls vir serie geld, dieselfde I, R tel op, V is deel op. En watter vir parallel. Dieselfde V, I is deel op, en daai snaakse een op R optel som vir totale weerstand. Ja, daai een op R. En natuurlik, eenhede. Maak doodseker jou tyd is in sekondes vir die meeste energie en drywingberekeninge, behalwe nou vir kilowattuur. En oefen. Vir al daai somme wat serie en parallel en interne weerstand het. Uitstekende raad. Baie dankie. Dit bring ons dan aan die einde van hierdie oorsig oor elektriese stroombane. Ek hoop regtig hierdie gesprek het jou, die luisteraar, gehelp om die groter prentjie te sien en hoe alles so mooi in mekaar pas. Ja, hopelik voel dit nou minder soos 'n klomp los reëls en meer soos 'n logiese stelsel. Miskien net 'n laaste gedagte om jou mee te los. Ons het genoem dat temperatuur die weerstand van 'n geleier beïnvloed. Nou wonder ek, hoe dink jy beïnvloed die temperatuur van die battery self sy interne weerstand? En wat sou dit beteken vir hoe goed daai battery werk, sê net maar op 'n yskoue oggend of in die middel van 'n hittegolf? Dis sommer net iets wat wys hoe hierdie skoolwerk, jy weet, in die regte wêreld uitspeel. Interessante vraag. Dankie dat jy vandag ingeskakel het by Simple Science Potgooi. Alles van die beste met die voorbereiding vir daai eksamen.